Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie Vrydagoggend. Ja, dit is koelerig buite, maar die mooiste oggend. Ons het nou lekker met die honde gaan stap. Dit is so mooi buite. Ek hoop dat jy 'n baie mooi naweek gaan hê. Ons lees uit Lukas 7 uit van vers 37. Ons onthou nou Jesus eet daar by die Fariseërs en nou lees ons van vers 37 en kyk. Daar was 'n sondige vrou in die dorp wat gehoor het dat Jesus by die Fariseërs se huis gaan eet het. Sy het haar beste fles vol reukolie gevat en agter Jesus by sy voete gaan staan. Sy het gehuil en begin om sy voete met haar trane nat te maak. Sy het sy voete met haar hare afgedroog, dit gesoen en met die reukolie ingevryf. Toe die Fariseër wat hom uitgenooi het sien, het hy in sy hart gedink: as hierdie man 'n profeet was, sou hy tog geweet het wie dit is wat hom aanraak en watter soort vrou sy is, dat sy 'n sondige vrou is. Maar Jesus het vir hom gesê: Simon, ek het iets om vir jou te sê. Sê maar, meester, antwoord hy. 2 mense was by 'n sekere geldskieter in die skuld. Die een het 500 denarius geskuld en die ander 50. Omdat hulle hom nie kon terugbetaal nie, het hy albei sy skuld kwytgeskel. Wie van hulle sal hom dan die meeste lief hê? Simon het geantwoord: ek veronderstel die een vir wie hy die meeste kwytgeskel het. En Jesus sê vir hom: jy het reg geoordeel. Toe het hy omgedraai na die vrou en vir Simon gesê: sien jy hierdie vrou? Toe ek by jou huis ingestap het jy nie eers vir my water vir my voete gegee nie, maar sy het my voete met haar trane nat gemaak en met haar hare afgedroog. Jy het my nie 'n soen gegee nie, maar sy het, vandat ek hier aangekom het, nie opgehou om my voete te soen nie. Jy het my kop nie met olyfolie gesalf nie, maar sy het my voete met reukolie ingevryf. Daarom sê ek vir jou, haar sondes, dit was baie, is vergewe, omdat sy baie liefde betoon het. Maar die een vir wie min vergewe word, het min liefde. En vir haar het hy gesê: jou sondes is vergewe. Toe begin die mense wat aangeleen het vir ete onder mekaar sê: wie is hierdie man, dat hy self sondes vergewe? Maar Jesus het vir die vrou gesê: jou geloof het jou gered. Gaan in vrede. So. Geliefdes, ons lees hierdie verhaal en dan sien ons dat hier is die Fariseër in sy hart besig om te dink: ek was verkeerd oor Jesus, want as hy nou regtig 'n profeet was, dan sou hy daarom geweet het wat 'n tipe vrou hierdie is. En hier lê die fout. Dat in hierdie Fariseërs hart lê daar klaar 'n stuk oordeel. 'n Oordeel oor Jesus, maar ook 'n oordeel oor hierdie vrou. Hoe kan Jesus laat sy aan hom raak? Want onthou, hulle het geglo, as iemand aan jou raak wat sondig of onrein is, dan maak dit jou ook onrein. En Jesus laat toe dat sy aan hom raak. En dan vertel hy hierdie verhaal. En kom ek probeer dit nou in vandag se geldeenhede omskuif, om net of jy die beeld te skep. So hier is iemand wat van mense geld uitleen en 2 mense skuld hom geld. Die een skuld hom 100.000. 100.000 rand. Die ander een skuld vir hom 10.000 rand. Maar nie een van hulle kan betaal nie. En in plaas daarvan om hulle nou te dwing of om die regstappe te neem wat hy by volle reg is om te doen,
besluit hy skryf hulle albei se skuld af. En nou vra Jesus, wie gaan die meeste dankbaarheid hê? Die ou wat 100.000 rand geskuld het, of die ou wat 10.000 rand geskuld het? En dan openbaar Jesus dat dit gaan oor wat jy in jou hart besef. Hierdie vrou weet dat sy baie sonde het. Dit is nie vir haar iets vreemd nie, dit is nie vir haar, sy weet dit. Maar sy sien in Jesus, dis die een wat my sonde vergewe. Dis die een wat dit weer reg maak tussen my en God. En daarom huil sy. Ja, sy huil oor haar sonde, sy huil ook dalk oor verligting dat sy vergifnis mag ontvang. Maar die trane loop so dat dit genoeg water is dat sy Jesus se voete daarmee kan was. En hierdie duur reukolie, sy bewys aan hom eer. As ek hierdie gedeelte lees ook, dan kom ek agter wat 'n geweldige klem daar val, en dat dit is wat Jesus heeltyd beklemtoon, dat hy het gekom sodat ons sonde vergewe kan word. Weet jy hoe het ons in vandag se tyd al die evangelie verdraai, dat dit alle ander goed moet wees? Ons wil alle ander goed van Jesus hê. En ons vergeet hierdie klem. Die klem waarop val dat my en jou sonde is vergewe. En 'n dankbaarheid, 'n oordankbaarheid, 'n dankbaarheid wat oorloop, wat nie gestop kan word nie. Omdat Jesus dan nou hierdie ding gedoen het en ons sonde vergewe het. O, mag ek en jy in hierdie wete gaan leef. Amen. Here almagtige God, ons vir wie baie vergewe is, eer U vandag. En sê net vir U dankie. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mag U 'n baie mooi en 'n baie geseënde dag hê. Dink aan ons wat met die kinderhuiskinders in die park gaan rondry, bid dat dit ook 'n geestelike geleentheid mag wees, en bid dat die Here ook sy hand van bewaring oor ons sal hou. Mooi dag vir u. Totsiens.